Ons is regtig opgewonde om hierdie podcast te deel. Dit is eintlik behalwe Christus. Ja, eintlik is dit in Christus die kern van Christus se wêreld. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Amen. Dit beteken die intellek, die intelligensie wêreld van die almagtige God van hemel en aarde. Wow, ons respekteer dit. Maar wat moet ek met die godheid se intelligensie doen? Inteendeel, ek kan nie die godheid eers intelligent noem nie. Nooit. En die Kainos-stelsel wat ons nou, jy gaan moeg word vir daai woord, gaan ons nou bespreek hoe hierdie kragtige wêreld van intellek Absoluut. van die godheid joune word. Yes. Maar daar's 'n klein kontras en ons sit vandag geoverload vir die afgelope 30 jaar sit ons geoverload met 'n stelsel wat ons nou in hierdie gesprekvoering net om dit te laat assosieer met woorde psigies primêr gaan noem, wat jou probleem is. Al daai goed wat jy moontlik so van hou om oor te praat en te gesels en te keer is dalk die vallei of die kloof wat jou keer om oor te spring na hierdie kragtige wêreld van goddelike openbaring, die goddelike intellek wat vir jou hoor mooi goddelike goed kan laat doen, ongelooflike goed. Hebreërs 11 praat van wat Daniël gedoen het, wat Dawid gedoen het, wat Henog gedoen het. Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie. Nou ja, daar staat nou klop wat jy wil brei, maar voor ek verder gaan, my skat, jy's aan die woord. Ja, nee, dit is soos regtig soos die eerste bladsy wat jy oopmaak van 'n boek vol legkaarte wat Ja. so in mekaar begin pas en wat awesome is, soos wat ons hierdie navorsing doen en soos wat die Here dit vir 'n mens meer en meer openbaar. Ja. Maak dit net absoluut ongelooflik, Dit- maar Dit kom van, al het ons hierdie mooi navorsing gaan doen en so Ja. mooi geskryf, dit kom van God af. absoluut. As ek psigies primêr is, as jy psigies primêr is, sal jy jou hande nie op die inligting kry. As jy begin belangstel, niemand van ons, wel vir ek, sy is daar al lankal. Ek is ver van dit, maar dis 'n wêreld wat God in jou aanskakel. Jare terug met my al gebeur. Ek het 'n getuienis wat ons tussenin sal bring. Toe die Here vir my sê, hier's 'n ander wêreld, dit lê buite jou psigiese primêre wêreld, jouself. Yes. Jy moet oor 'n kloof spring om by 'n plek uit te kom. So ek wil net met jou saamstem. Dit jy het dit nou mooi gestel. Dis 'n goddelike Openbaar, wêreld. absoluut. So, maar mens moet iewers begin en dit is nou awesome dat dit begin ook by die begin soos in Genesis 1 by die tuin van Eden, Ja, né? dit is reg. En Dan ons meer van daai plek. ons kan nie nou na onsself kyk. Ja. En onsself probeer nou evalueer en 'n navorsing doen. Ek dink ouers, ek wil nie oordeel nie en ek dink mense gaan begin dink ek is 'n heavy kritiese ou wat judge en kom ons dink maar aan al die name wat jy nou aan kan. Daar's heavy name. En amper sê ek 'n narcis. Maar in die staat waarin ons nou in aanbidding is, kan ons nie net na onsself nou kyk en navorsing doen. Wie is wie en wat is wat nie. Daar het ek het dit nou gesê, 'n kloof weggeskuif, want alles so reg lyk. Wat alles so goed lyk, wat alles so na aanbidding lyk. Maar 'n long story short, jy's reg. Ons moet in Eden begin voor die val. Ja. Wat het met daai twee mense gebeur tussen hulle self en God? Hoe het inligting gewerk? Hoe het kennis gewerk? Ag, ek skrol sommer nou hier verby pastoor dat ek worry nou nie oor inligting en kennis en intellek en mense, hierdie is so belangrik want op hierdie oomblik as jy nie hierdie goede in gedagte hou en met dit kan werk nie, is jy moontlik in 'n spiral. Ja. Kom ons wees nou maar eers baie meer diplomaties, in 'n spiral waarin jy glo dat jy in die godheid in harmonie mee is, maar jy lê, ek gaan dit noem, in 'n psigiese primêre staat. En in daai psigiese primêre, dit beteken jou siege is eerste, jouself is eerste. Dit beteken en ek praat nie net van die eie ek net om jou te judge nie. As ek nie deur hierdie trauma, as ek hy woord al reeds gebruik, jy gaan sien waar die trauma al begin. As ek nie verwerp was nie, dis 'n ding wat 'n ou baie van hoor, né? Absoluut. En interessant, as iemand verwerp is, en ek sê dit met die grootste respek en agting,
is die psigiese primêre bemarking so fantasties hy dat elke ou persoonlik voel asof hy die enigste een is wat verwerp is. Ooit daardeur is. Is nou interessant nou dat ek aan dink. Dis die enigste een wat ek veralgemeen nie asseblief. Moontlik is kom ek stel dit so, ons almal is iewers verwerp. Maar die psigiese primêre wêreld verduidelik verwerping so. Nou ek gebruik maar net een gou stukkie breek ek uit hierdie wêreld waaruit ons probeer met Christus in 'n verhouding wees. En as ek van dit praat en ek voel so en ek is so geskool dat die ek en die self is in hierdie verwerping ingegooi aan the only one. Vergeet die res van 8 biljoen mense wat dit mee oorkom. Het daai psigiese wêreld primêr in my lewe geword en ek kan Christus noem, ek kan aan 'n Bybelstudie groep behoort, ek kan aan die grootste kerk in die dorp behoort en hulle kan die nuutste liedjies sing, songs, worship, ek ken al die goed en ek kan glo ek behoort daar aan die regte plek. Ek is in 'n godsdienstige wêreld. As daai psigiese stelsel primêr in jou is, mis ons Christus. Maar laat ek aangaan soos jy sê, baby. Presies nou, baie mense dink aan die tuin, kos die tuin van Eden soos jy gesê het, as net 'n mooi, perfekte park waar Adam en Eva in gebly het. Wow, as ek net ook daar kon gewees het. Maar die Bybel beskryf dit as iets diepers. Dis 'n Hebreëse woord, Eden, beteken plesier of weelde. Nou, dis al klaar sintuiglik. Al die sintuie maak goed. Ek sien so by ons oogies begin blink. Ons praat mooi goed. Hy gee nogal hy regtig die wêreld van die regte benoeming benaming. Alles wat ons vandag soek in ons sintuiglike wêreld. Ek gaan nie sê hoeveel persent nie, maar 'n groot persentasie van kerke probeer jy om plesier en weelde inkry en God daaraan soos Eden hier is, probeer jy daar kry, maar daar's 'n ander wêreld. Maar dit dra ook die idee van 'n spesiale afgebakende plek, amper soos 'n heiligdom. 'n Tempel waar God self teenwoordig was en hierdie is vir my wow. Ek het hierdie nota presies so gaan skryf soos ek met my hart gepraat het. Dit was die plek waar die hemel en die aarde, die onsigbare en sigbare wêreld sonder enige hindernisse oorvleuel het. Verstaan jy wat ek hier sê? Dit was Eden gewees. Ons het dit nooit weer beleef na die val nie, maar daar's 'n wêreld wat jy daar kan uitkom as jy enigstens 'n minuut of 2 of 3 luister waarvan ons hier praat. Dit gaan 'n kloof wees wat jy moet oorspring. Jy gaan 'n kognitiewe ontploffing hê om dit te kan oorspring en daarna toe gaan, want die hele stelsel vandag is die teendeel, maar jy kan dit kry. Absoluut. En in die middel van hierdie ongelooflike plek, hierdie heiligdom, het God 2 baie belangrike bome geplaas, né? En dit was nie net mooi bome gewees nie. Hulle was simbole van 2 heeltemal verskillende maniere van dink en leef. Die Bybel noem hulle die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. In Hebreëus is dit die Etz Hakayim en die Etz Hadav Tov Vera. Is dit nie pragtige woorde nie? Dit klink sommer soos wilderige bome. Ek moet sê, dit is moeilik om dit uit te spreek, maar soos jy nou uitrol, kry ek sommer roener van. Dit is asof ek Hebreëus verstaan. As jy verstaan, maar as jy net heeldag met my praat, dan sal dit klink pragtig, man. Dit klink pragtig. Soos Frans. Portugees, Italiaans. Ja, mense raak baie intens. Hierdie 2 bome, man, is net die wonderlikste. Ons gaan nou vir julle mooi verduidelik hoekom hulle daar was en wat hulle beteken. Dis reg. Nee? Ja, dis baie belangrik om te weet van hierdie 2 pragtige bome, die boom van lewe en die boom van... Dit was die boom van die lewe en die boom van die kennis. En die boom, nou hier gaan 'n ou vir my nou al sê, dis sondagskoolwerk. Nou, dit maak my baie keer suur, want ons het in hierdie navorsing agtergekom, dat toe ons in die woord van God is vandag meer beskikbaar tot mense as in die geskiedenis van die bestaan van die Bybel. Jy kan jou hande in verskillende tale, Hebreëus, Grieks, Italiaans, Zulu, Afrikaans, Engels op hom kry met 'n vingerklap. Jy het nie 'n konkordansie meer nodig nie, want alles lê in AI, jy kry daai vers net so. Maar interessant, statistieke bewys dis die minste wat mense
die Ou Testament verstaan en van weet. Wat natuurlik erkende teoloog wat in die geestesriem van dit wat ons nou hier praat, sê dis een van die grootste ongelukke wat die kerke wêreld betref, want die Christus het sy verskyning as mens in die Nuwe Testament gemaak, en dis waar ons nou wil begin, maar hy het al lankal exist, en sy krag en sy vermoëns, hier waar ons nou in Eden is, het al reeds exist in volle vermoë, en as jy die Ou Testament nie, en interessant, die inligting is nou daar, maar hulle wil hom nie hê nie, as jy nie moeite gaan doen, om hom daar te gaan ontdek, nie die wet nie, nie die boom van kennis van goed en kwaad, nie dit nie, om die kragtige kennis van die almagtige God uit te kry, mis jy die bus. Dis belangrik om te verstaan, hierdie bome se vrugte was nie magies of giftig in 'n chemiese sin nie. Dit wil sê, as jy op 'n verkeerde tyd en 'n verkeerde plek en 'n verkeerde moed geëet het, dan muurgif is nou goed, ander dag is hy sleg op 'n ander manier. Hulle het twee verskillende bedryfstelsels van die menslike verstand, wat ons die menslike verstand noem ons die naus. Dit is ook 'n Griekse woord, soos die Grieke dit voorgestel het. Nou die vraag was nie of hulle appels sou eet nie, nou ons weet dit was nie appel nie, ons by wyse van spraak, dit was nie die vraag nie, maar deur watter bron hulle in hulle lewe en hulle denke sou voed. Dit wil sê, al twee die bome het nie die liggaam gevoed soos ons vandag aan 'n vrug dink nie. Hy het nie, daar was baie om van te eet, hulle moes eet, hulle moes drink, hulle het hulle lewe gehad, hulle was uit stof, ons sal daarna kyk, gemaak, natuurlik Eva uit die been, uit die rib van die man. Maar, hoor baie mooi, hierdie voeding van hierdie betrokke twee bome sou dan wees vir een wêreld. So as jy nou tot hier gekom het en moontlik 'n bietjie vasgebyt en gesê, maar hierdie ding van intellek en goed wat julle praat, hoor mooi, dit was alleenlik. En alles wat ek hier tot vandag te doen, is alleenlik te doen tussen die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad, wat te doen het met die intellek van God, of te doen het, dis die boom van kennis van goed en kwaad, met die psigiese primêre wêreld van intellek van die mens. Dis reg. Ek dink ons gaan hierdie twee bome nou pragtig kan vergelyk, die boom van die lewe teenoor die boom van kennis van goed en kwaad, en ek wil graag hê jy moet sommer wegtrek en dan verduidelik jy vir ons bietjie meer van die boom van die lewe. Ja, want ons is so op die boom van kennis, as mense wat al sê, as hulle maar net verbygeloop het. Die boom van die, kom ons kyk na die boom van die lewe, die naam sê alles. Chayim beteken lewens, is in die Hebreëse wêreld van die boom van die lewe beteken eintlik lewens. Dis die krag van lewe en lewe en lewe. In die meervoud, dit is in die meervoud. Dit impliseer 'n volheid, 'n oorvloed van lewe, nie net deur die wat nie net deur die dood bedreig word nie. Om van hierdie boom te eet was om heel te wees, jou verstand. So ja, maar as ons net tot daai boom in die hande kon kry, het ons nie dood gegaan nie. Dit mense, Adam sou vir jou, hy sou vir jou gelag het. Sê, want hy het tog dood verstaan nie. Hy sou gesê, so ek bly nou lewe oor die boom. Ek het so iets gehoor, maar hy sou vir jou geantwoord, dis goed dat ons dit so sê. Hy sou vir jou geantwoord en gesê, hierdie boom wat ek eet, is die volgende, was my hele wese. Dit was ek Adam. Dit was Eva, sy sou ook daarvan geëet het. Dit was, hy sou vir jou gesê, dis my verstand. Dit is my gees. Dit voed met die ononderbroke lewe en die teenwoordigheid van God self. Ek dink jy moet dit weer sê, want dit is die belangrikste. Dis ongelooflik, dis ongelooflik. Daar om jou te voed, hoor mooi. Nie die liggaam. Nee. Al die dinge wat jy nou gesê het, jou wese, jou verstand en jou gees word gevoed met die ononderbroke lewe en teenwoordigheid van God self. Ek dink jy verstand van dit verstaan. Ons praat hier oor, jy's reg. Ons praat hier oor, ons het nie 'n klou eintlik self. Ons doen dit, dis ons daar. Mense, stel jouself voor, hulle eet van daai boom. Net jy sal later sien hulle het van die hulle het van die boom. Hulle was nie dom. Daar's 'n rede, daar's 'n verskywing wat plaasgevind. Dat in hierdie boom wat 'n sakrament was van Christus. Kom ons stel dit so, ons kom daarby uit.
lê hierdie wêreld vasgevang. En daai lewe gaan nie om jou maag vol te kry en jou te laat 'n goeie dieet en nie. Elke keer wanneer daai boom deur hom manifesteer, is dit ek wil amper sê the gateways, wat die godheid eerder deur hom laat werk. Dit het meer, hy was die output van God se wêreld, van God se stelsel. Maar ek gaan by dit sommer van die begin afhou, ons gaan dit nou sien, dit was nie in sy psigiese staat nie. Dit was in sy geestelike staat na Ruach toe. Nou hierdie het jy sopas vir my mooi gesê. Ons verstaan dit nie. Paulus het in Korintiërs 2 het hy dit vir ons probeer verduidelik. In Filippense praat Paulus en hy sê ek het alle ander inligting en goed as drek beskou om die kennis van Jesus Christus te kry. Hierdie manne het 'n obsessie gehad om uit te vind wat was die krag. Onthou, ons soek nie meer Eden nie, want die opstanding gaan ons in 'n ander wêreld invat. Daar lê 'n wêreld vorentoe. Maar daar was vermoëns. Ons praat, ek wil dit net regstel, baie ek self glo nie om na Eden te verwys terug nie, rakende die tipe kaliber lewe, die weelde en die plesier nie. Nee, dan is jy materialisties. Daar is vir ons 'n wêreld beloof, naamlik die opstanding, met 'n magtige deurbraak aan die ander kant. Dis juis hier waar ons oë gaan oopgaan en dinge vir ons gaan duideliker word. So, let's leave it there. Die Eden self het God verskyn. Dit is 'n ander wêreld. Maar ons praat van vermoëns. Dis belangrik, die vermoëns wat Adam en Eva in daai tuin gehad het. En weet jy, dit sal God behaag as jy reeds, ons gaan dit in die woord bewys, as jy reeds nou al dit in die hande. Daar's 'n stuk van hierdie koek wat die Here vir jou nou al wil gee. Absoluut. Hy wil dit nou al met jou deel. Maar dis in 'n ander dimensie as wat ons tans in aanbidding is, as wat ons tans geleer word, as wat 'n groot deel van kerke tans vir ons preek. Absoluut, dit is so 'n mooi prentjie wat jy skilder. Maar dan is daar ook die ander boom, nê? Die boom van kennis. Jy sê so toe. Ja, maar as ek vir ou Eva in die hande kry, ek bly by my punt. Vertel, wat was die storie toe jy nou op daai tyd dit vir jou pa? Ek het baie slim geraak met my pa eendag en vir hom gesê, ek dink as ek in die hemel kom en vir Eva in die hande kry, as sy dit gemaak het, die arme vrou, dan gaan ek en sy 'n definitiewe interessante gesprek hê, want sy het al hierdie goed oor ons laat kom. Ja, jy's toe nou al effe bitter verdien. Ek is bitter en ek is mos nou op my tienerstadium van alwetendheid, jy weet. Maar my pa met die kennis en die wysheid van baie jare met sy ou grys kop het my so gekyk, toe sê hy vir my, ag my kind, as Eva dit nie gedoen het nie, sou jy. Ek wil nou nie sê wat my gevoel was nie, want 'n mens kan dit baie grafies uitdruk, maar die wind was uit my seile. Kom ons hou by daai ene. Maar die boom van kennis, nou die woord kennis in Hebreëus is daad. Miskien spreek mense dit uit. Nie daad soos die daad wat jy nou gaan aanvang het met die dadelik het 'n paar ouens geweet as hulle die daad. Maar dit pas nogal by Afrikaanse daad. Daai daad. Was dit goed of was dit sleg? En hierdie daad word afgelei van die werkwoord in Hebreëus yada. Nou yada, hier raak dit nou baie interessant. Beteken, wat ek eers sê, 'n kennis vir ons westerlinge, nê, beteken feite, data en inligting, want daar kom data. Ons westerlinge sit veral met daai probleem. Daar waar data vandaan kom, die woord daad nie. Nee, ons gaan vol uitvind. Dis is ons harde skyf. Jy weet, ons soek die inligting, ons soek die data, ons wil versamel kennis en ons wil die slimste wees. En nou Warren Buffett het gesê as jy die slimste in die vertrek is, kom uit die vertrek uit en kom in 'n groep waar jy 'n bietjie kan leer weer. Ander is wat slimmer is as jy. Maar dit is hoe ons westerlinge kennis sien. En ek val hier voor die woorde data, ek sien 'n harde skyf. Ja. Dit is vanaf Adam en Eva wat ons in die nou kennis kry. Ja. Dit is nou nie ons era en kultuur het baie vinniger verder verskyn na die psigiese primêre staat toe. Maar van hierdie goed, net die wat ek nou sê, is al oor die 2400 jaar oud. Maar dit wat jy nou daar sê, kom net na die val. So begin hierdie goed gebeur. Niks is nie. Maar in die Hebreëse denke is yada 'n intieme ervaringskennis. Dit is
myle verwyder van dit wat ons as feite en Dis data reg. en inligting en kennis verstaan. Dis kennis wat jou deel maak, wat jou deel maak, is asof jy in daai geskiedenis inklim, nee, in daai feite inklim. Dit is 'n kennis wat jou deel maak van die ding wat jy ken, maar jy moet hom eers ken. Is verhoudingskennis. Dit is absoluut so. Ja. Dit is absoluut so. So ons gaan nou mooi kyk, wat is nou die verskil? Hoekom dink ons die boom van kennis van goed en kwaad is kennis soos ons dit ken, inligting? Of waar lê die verskil? Ja, want Jada is hierdie kennis van verhouding. Ja. Is hierdie Baie kennis intiem. van ek gaan dit noem, Henog het met God gewandel. Wandel. Dit is Jada. Weet jy net in daai kort, Ja. daai paar woorde en Henog het met God gewandel, lê 'n prentjie wat ons nie Ja. kan begryp met ons psigiese sintuiglike ervarings. Ons kan, en dis so 'n stukkie in die Bybel net, Dis nie nou, maar ons wil so maar graag, dis Jada. ja, ons wil ons dit so graag voorstel. Ons wil so graag weet hoe was dit, want ek wil ook so weet. Dis wat Elia gehad. Ja. Dit is wat Moses gehad. Hulle het dit gehad. Ja. Maar hulle gee baie grafies, ons het 'n mooi grafiese Ja. waarmee jy kan assosieer. Dis soos die vers in Genesis 4 vers 1. Dis reg. En Adam het sy vrou Eva beken. Nou daai beken, nou ons gaan nie grafies raak eers jy Ja. volwasse persoon is, weet jy wat ek, Dis reg. ja, wat hy sê en sy het swanger geword. Ja. So dot to dot en jy verstaan wat ek nou hier Dis sê. reg. Nou dit is Jada. Ja. Daardie hulle kan mekaar geken het soos in Eva en Adam, maar die Reg. volgende oomblik toe die daad plaasvind, dit verwys na 'n intieme verhouding. Wow. Nou dit was die verhouding dat ek my nou nie self voorspring nie, net voor ek sien nou die ander skrif, Psalm 1 vers 6. Hoor nou mooi wat sê Psalm 1 vers 6. Ek gaan hom net eers so sê, die Here ken, hoor, dit lê in die fyn skrif. Baie fyn. Die Here ken die weg van die regverdiges. Nou, laat ek hom nou so sê, saam met Jada. Die Here ken, daai ken is Jada. Die weg van die regverdiges. Die regverdiges en die Wow. godheid word een. Yes. Hulle word een. Die vrou en die man word een. Die Ja, sy. man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Dis Jada. Dis reg. Dis Jada. God gaan in dieselfde stelsel in. Maar jy kan nie, kom ons noem dit, in Jada wees as jy die godheid met jou psigiese staat beleef nie. En die doudes, ons noem dit is ook die doudes, wat is 'n Griekse stelling vir ek gee jou dit en ek gee dit. Dis 'n kontrakstelsel. As jy in die doudes stelsel is, in die kontraktuele stelsel met God, jy het my Jesus gegee, ek vat hom, dan gee ek weer vir Jesus iets en dan gee Jesus weer ietsie vir my. Dis hoekom ek Jesus is dis van die bose. Absoluut. Dis psigiese dis die primêre psigiese staat en ek gaan dit nou maar noem wat nie nou hier staan nie, wat van die Griekse mitologie afkom, van hulle afgode diens af. Dis waar dit vandaan kom. Absoluut. Dit wil sê wanneer ons Jada praat, dan praat ons van 'n verhouding, die een verwag is die een verwag gemeenskap en verstaan vir mekaar sonder dat daar 'n outcome in materie moet wees. Nou ek moet ietsie uitspoeg en 'n koin val uit my mond uit en ek sê as gevolg van hierdie. Dis hoekom jy het dit ook nou mooi verder gepraat van Henog het met God gewandel. Henog was in daai Jada effek en hy was operasioneel gewees en hy wou nie 'n haas uit die hoed ruk en vir die mense sê sien julle die Jada, die verhouding met die God wat ek het, gee vir my die haas uit die hoed uit nie. Nee, dit het niks. Dit was nie 'n belang van wie dit verstaan en wie dit ken nie. En almal moet weet ek het my lewe, ek het 'n nuwe lewenstyl. Ons is dit nie 'n term wat vandag redelik gebruik word. Wat ek het dis 'n lewenstylverandering. Is 'n lewenstyl verander. Dis die ete en oefeninge en dis gewoontes. Oefeninge. En dan gaan 'n ervaring gebeur met my en mense gaan sê what did you do?
Dit is die probleem met die kerk. Ons wil gemeenskappe verander deur 'n oue blink gesiggie te paint en te sê, "Sjoe, ons gee jou Jesus, wat gaan jy doen? As jy nou minder van dit doen en minder van dit en meer van dit, gaan jy in 'n balans kom en as jy in daai balans kom, dan gaan jy in die do-or-die stelsel kom. Jy gaan nou verander vertel en verander en dan gaan jy sien wat God vir jou, jy het so pas in 'n onwettige kontrak met die God uitgegaan. Hy stel ook nie belang daarin nie. Inteendeel, dit word bewys as afgoderry. So die weg van die Here ken die weg vir dis Psalm 1. Maak 'n nota daarvan. Psalm 1:6. Net daai woord ken is in dieselfde wêreld opgevat soos Genesis 4:1 en Adam met sy vrou Eva beken. Dis 'n aktiewe beskermende verhoudingskennis. So die boom van kennis het beloof om vir die mens die vermoë te gee om self hoor mooi, die boom van die kennis van goed en kwaad. Dis nou daai wêreld wat jy gesê het jy's nou kwaad gewees. Toe sê jou pa vir jou ander ding. Die boom van kennis het beloof en dadelik gaan jy dalk en moontlik sê, maar nou praat daai ding my taal. Ons bemark hom nou amper hier. Die boom van kennis het beloof om vir die mens die vermoë te gee om self onafhanklik van God te besluit wat reg of verkeerd is. Nou ek sê vir jou, as jy onafhanklik van God besluit wat reg of verkeerd is daar nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Daar is katastrofe en jy gaan nou, daar's trauma, daar's verwerping, daar's narcisme, daar's depressie, daar's psigopate, skizofrene. Dit is wat hy uitrol en ons sit nou op die top van die Mount Everest. Ons wil amper sê ons het hom toe nou uitgeklim, soos hulle die toring van Babel gebou het. Ons besit nou 'n maagdom van daai kennis. Of ons dink ons het dit so. Hoor mooi, dis die kennis ek beloof vir die mens die vermoë te gee om self onafhanklik van God te besluit wat reg en verkeerd is. So alles wat reg en verkeerd vandag is, het die mens gedryf. God het met Moses later toegetree, eintlik al voor die tyd, en gesê, nou gaan jy wet, want julle sal mekaar verwoes. Daar sal anargie katastrofies uitbreek en die mensdom sal homself uitwis. Dus hoor mooi, dis die bedryfstelsel waar ek self die bron, hier kom die gevaar, waar ek self die bron van my wysheid is, van my wysheid. En dan beroem predikers hulle vandag daar, dat hulle wysheid, mense in erkende kerke beroem hulle op 'n intellek. En wanneer hy oor wysheid met jou praat en hy deel daai wysheid, wil ek weghardloop. Want dan begin hy, jy gaan nou hierso sien of later die psigiese staat promoveer. En hy begin met my oor my wêreld van my siege praat en hy maak my mense, ek gaan met jou baie klein af. Hy maak my moeg man. Ek gaan as ek vir 2 ure in so 'n ou se gesprek was, vra hierdie mensie wat langs my sit en ons ry huis toe, sê ek vir my skat, ek is fisies moeg. Die mens, ja, maar dit is 'n kokkendoor, hy's 'n dokter, 'n professor, 'n pastoralis. Dan sê ek vir haar, in my lewe het ek nog nooit soveel nonsens uit een mens se mond gehoor nie. Vra as ek by die huis uitkom, val ek op die bed neer en ek sit net 'n movie of iets op, net om my kop van hierdie goed af weg te kry, want jy kan hoor die manier wat hy praat, die manier hoe hy verantwoordelik probeer lyk, sy oogietjies trek of vir jou te sê, hy is nou een of ander iets wat nou, hy het toch nooit die pad in elk geval geloop wat ek geloop het, en dan probeer hy vir jou verduidelik hoe jy verantwoordelik in God moet wees, hoe dat jy nou in God die omgewing moet verander, en in daai wêreld begin hy vir jou die afgode diens van die Griekse mitologie verduidelik, en hy begin die do-or-die stelsel, 'n kontrakstelsel aan jou verkondig. Mense, dit is nie eers 'n effe van 'n foutjie of 'n flatertjie, dis nie dogma wat verskil nie, dis 'n groot wêreld wat nou al verskil. Ons weet dit net nie, en ek maak hier, dis die bedryfstelsel waar ek self die bron van kennis is, jou kennis, en ek gaan dit so noem, wanneer Adam in die aand gaan slaap het, en die dag het gebeur, dan het hy vir Eva, en Eva sê vir hom, Adam,
jy het vandag 'n mooi dag Well gehad. done. Jy was, wow, hier. Dan kon Adam nie sê, my skat, ek stem saam nie. Hy moes gesê het, wow, stop, die Ja. Here van die leerskare se openbaringe het deur my. As Eva, dieselfde. Adam kon vandag sal my vrou dit daarom geniet in die aand as ons dit, en ek sê vir haar, baby, jy was vandag, wow. En my skat, jy's daarom net, you the best. Adam kon dit nie vir Eva gesê het nie. Ja, maar pastoor, dis nou juist die ding wat ons nou nie van, want daar by ons kerk sê hulle, ek moet vir my man dit sê, my vrou, en dan het ons 'n goeie huwelik. Adam kon dit nie vir Eva sê nie, dan was sy verplig om vir hom te sê, alles wat jy vandag gesien het, wat ek hier gedoen het, in hierdie heiligdom, soos ons nou gesê het, was van God af. En interessant, Adam sou dit nie vir haar gesê het nie, daar was nie dat, as jy nou in 'n huweliksberadingskur, wat daar seminar is, hulle sê jy moet sulke goedjies vir mekaar sê, hulle kon dit nie vir mekaar sê nie, want alles het van God af. Dit wat 'n mens amper dink, is dit nie wat hulle wou graag vir mekaar gesê het nie. Dat ons vandag nog met al hierdie seminare en goed, Eva wil weet, my man, wat dink jy? My skat, ek kan niks vir jou dink nie. Alles wat jy vandag gedoen het, kom letterlik uit die bronne en die verstand van my man, maar ek wil vir jou sê, jy kyk man, Arnold Schwarzenegger lyk soos 'n dwerg. My skat, alles wat ek vandag het, asseblief, moet dit nie eers mense nie. Alles wat ek vandag gedoen het uit die openbaringe van God. Ja, maar wat het hulle dan heeldag daar gedoen? Ek gaan jou sê, ons kan nie als tegnies weet nie, maar wat ons wel weet uit sekere navorsing, magtiger goed het met woord, met daai twee gebeur, en skepende krag as wat ek en jy vandag kan droom, want jy dink sintuiglik. Jy gaan dink, het hulle gaan eet in die oggend, hoe vroeg het hulle opgestaan, al die goedjies wat ons het daar, en hoe laat het hulle tea time gehad, het hulle 1 uur lank, die oomblik as jy so dink, is jy heeltemal slaan die bom is. So ja, jou wysheid, my intelligensie is nul avoid, wanneer ons by hierdie wêreld kom, en ongelukkig, die boom van kennis van goed en kwaad, het daar die ego uit die psigiese staat opgetel. En ja, vandag, baby, wat sê jy, voel jy hom? Is jy nog bitter? Ek raak met alle kwaad. Soos ons nou hier praat, jy raak al hoe moeiliker. Sy moet bid, ek kom nie in die hemel aan. So mooi wêreld vir jou weg. Man, so dit het nie net gegaan oor die gehoorsaamheid aan 'n reël nie, jy mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Dit het gegaan oor die bron van denke. Die boom van die lewe, nou mooi luister, die boom van die lewe verteenwoordig 'n intellek wat gevoed word deur God se openbaring. Dit is nou alles wat hy nou van gepraat het, wat met Adam gebeur het terwyl hy daar in die tuin is. Dit was gevoed deur die intellek wat God se openbaring is. Dit is die pneumatikos mens waarvan Paulus praat, die geesmens. Alles het in sy gees gebeur. Hy het sekere dinge ervaar van die intellek van God af, en dan het hy dit gaan doen. Dit is hoekom Eva nie vir hom kon die eer daarvoor gee nie. Maar die boom van kennis verteenwoordige intellek wat deur jou eie sintuie en jou eie redenasies beheer word. Dit is die psiekikos mens, soos wat ons vandag baie graag is. Om van daardie boom te eet, daardie boom van kennis, was om jou denke se bron, dit wat jou gedagtes en jou gees en jou wese gevoed het, dis om daardie denke se bron vanaf God sê, ek moet dit en dit en dit doen, te skuif na ek sien dit, en ek dink dit, en ek voel dit, en ek gaan nou so maak. Dit is presies wat daardie boom verteenwoordig het. Daardie was die kennis van goed en kwaad, waarvan Adam en Eva tot op daai stadium nie 'n idee gehad het. Hulle het alles gedoen wat God sê. Nou, dis verskriklik. Hulle is net jammer, hulle kon nie alle kontras net in 'n revelation hê, dat hulle net kon weet waarheen gaan hierdie ding uitrol. Absoluut. Ek kry hulle party daar so jammer. Ja, hulle het geen barometer gehad. Hulle het nooit Daar was nie daai inligting gewees nie. Hulle sou nie 2 keer hulle sou nooit weer daaroor gepraat het. Hulle sou 'n kamp om daai boom gebou het. Hulle sou wagte omgesit het. Hulle sou daai slang se kop net daar afgekap het om by die tuin uit. Sou hulle? Of hom geëet het.
So dit was die hele tyd was dit in hulle lewe God sê en God dink so en dis goddelik en so aan. En dit het verskuif na ek dink dit moet so wees. Ek sien so. Ek maak so. Ek hoor so. Dit laat my so voel en dan wil ek so daarop reageer. Dis presies wat jy net gesê het. Hulle kon geen eer vir hulle vat. Dit enige iets. Ek dink dit is wat nie dat ek Eva as 'n dame nou wil afkraak omdat sy dame ek het ook al daaroor gepraat. Ek dink dit was die ding wat haar gedryf het. Dit het haar getrigger. Dat wanneer sy om te gaan eet daar. Soos ons gesê dit het niks met die voeding te doen. Dit was intellek. En toe sy begin beweeg. Dit was dalk by die moontlikheid afgesien van hoe Lucifer met haar gepraat het deur die slang en so aan. Wat sal gebeur as ek kan sê ek het vandag A, B, C, D, E. En toe sy moontlik met Adam gaan praat, het sy dalk nie net daai dag met hom gepraat nie. Toe sy met hom praat, het sy dalk vir hom gesê, Adam, dink net, weet jy wat kan jy doen? Weet jy wat is binne in jou? Klink dit nie bekend in jouself nie? Motiveer jou bietjie. Ek het eendag gepreek by 'n plek en ek sê ag die Here gebruik het hierdie ou stuk stof. Maar mag God vanaand hierdie plek seën en salf en daar gebeur 'n mooi ding en mense word gesond en amen. En 'n pastoor kom na die tyd na my toe en hy sê vir my Chris moet nooit jouself en hy gebruik die psigiese primêre stelsel. As jy Chris moet nooit voor 'n gehoor jouself so klein maak deur te sê jy's 'n nietige stuk stof en kyk wat het vanaand in die plek gebeur. Ek sê vir hom, weet jy hoekom dit goed in die plek vanaand gebeur? Want ek weet ek is 'n nietige stukkie stof. Ek moet verskuif. Ek moet uit die pad uitkom. Daai aand het God mense van dwelms en ellende verlos. Daar's nou nog getuienisse op getuienisse. Ek sê as ek dit anders gedoen het soos jy wil, want jy wil my siege primêr maak en myself op die troon sit en die Here vanaand aan die ander kant toe gestap, na 'n ander kerk toe en by 'n ander plek gaan besoek. Ek by wyse van spraak, ons weet die Here is alomteenwoordig vir die ouens wat nie so fyn van humor is nie. Maar ek sê vir hom, maar omdat ek myself sien as maar net 'n stukkie klei, is hoekom God gewerk het. En ek wil net oor jou aanlas. Paulus praat van die pneumatikos mens in Korintiërs 2. Dis reg. Wat die oog nie gesien het, wat die hart nie gesien het, wat die dit is beyond jou psigiese stelsel. Adam en Eva het nie geweet hulle storm die psigikos mens. Die sintuiglike mens. Die sintuiglike mens, die psigiese mens. Vir daai oomblik het hulle gedink soos iemand wat dalk 'n dier voertuig gaan koop het op skuld wat hy nie gaan bekostig en die bank gaan hom terugvat wat gebeur het. Ons het nou in verhandeling gegaan en die mense of die vermoëns van ons kan hier kom 'n skrikwekkende saak. We can beat God. Dit was die hart. Hulle het geglo in daai boom lê 'n wêreld wat hulle God kan wen. Dit het nie net gegaan om te wees nie. Lucifer self sit met daai wêreld. Die vraag is, jy het dit mooi gesê, is die psigikos mens om van daardie boom te eet was om juist die denke se bron van God sê weg te vat. Dit beteken as ons God kan wegskei. Dis verskriklik. As ons God kan wegskei. Kan homself op die troon sit. Dit sou nooit 'n nederige saak wees. Dink daaroor. Dit sou nooit ons sal maar God kan gaan. Ons wil nie God wees nie. Ons wil net ou Adam en nou Eva wees en ons wil 'n huisie bou. Ons wil doen wat ons dink ons kan doen. En ons gun dit 'n bietjie genut. Ons mag baie ouens sê ons kan nou maar maar my skat, hy gaan ons bad so druk. Baby, maar ons verdien dit. Ons verdien daai kar. Ek dink dit was min of meer ons verdien dit. Ons wil nooit God wees. Ek waarborg jou die motief was om te kyk of hulle God van 'n troon kan watter eenvoudige droom. Maar dit sou niks anders wees nie, want die bemarking van daai boom was so as jy in jouself wysheid kan kry en daai stof en daai verstand en die siege skuif op en die gees skuif sekondêr en die vlees neem oor en die res is vandag letterlik geskiedenis.